Hallo almal en baie welkom hier by die JGT loodsprogram. Vandag skop ons af met swysvlak 2 en ons begin by die absolute fondasie, die handgereedskap wat elke goeie tegnikus moet ken. Goed, hier is 'n vinnige kykie na wat ons vandag gaan dek. Eerstens, ons gaan kyk presies wat handgereedskap is. Dan ontmoet ons 4 hoofspelers. Dis die gereedskap wat jy die heel meeste gaan gebruik. Ons sal ook 'n bietjie oor veiligheid en die versorging van ons gereedskap praat en dan maak ons alles mooi bymekaar met 'n vinnige opsomming. Klink goed? Reg, kom ons spring sommer dadelik weg. As jy in 'n werkstuk instap, sien jy al hierdie groot labwaaierige masjiene en jy dink dalk, "Wow." Maar voor ons eers naby hulle kom, moet ons die basiese goed eers onder die knie kry. En dit, my vriende, begin alles hier met handgereedskap. So, wat presies is die verskil? Dis eintlik super eenvoudig, né? Handgereedskap, wel, dit gebruik jou krag. Jou spiere doen die werk. Dis reg, jy is die engine. Aan die ander kant het ons kraggereedskap. Hulle kort 'n bietjie hulp, so hulle werk met elektrisiteit uit 'n prop of met 'n battery. Nou dat ons weet wat die verskil is dit tyd om die sterre van vandag se les te ontmoet. Hier is hulle, ons 4 hoofspelers. Hierdie is die gereedskap wat jy amper elke liewe dag gaan gebruik om metaal vas te hou, te sny, te buig en mooi af te rond. En eerste aan die beurt, die kombinasietang. As jy net een stukkie gereedskap in jou gereedskapkas kon hê, sou hierdie 'n fantastiese keuse wees. Hoekom? Want dis ongelooflik veelsidig. Kyk gou 'n bietjie hier. 'n Tang het mos 2 handvatsels vir jou hande en dan daai sterk bek aan die voorkant. Daardie bek is spesiaal ontwerp. Dit het groewies om dinge styf vas te gryp, dit kan metaal buig en dit kan selfs dun draadjies netjies afklip. Dis 'n regte 3-in-1. So, in die werksverkel is dit perfek om daai klein stukkies metaal vas te hou, veral as dit warm is en jy jou vingers wil red. Jy kan ook draad buig in enige vorm wat jy nodig het en die ingeboude snyer knip daai dun draadjies met gemak. Maar hier's 'n baie belangrike reël. 'n Tang is nie 'n hamer nie. Moet dit asseblief nooit gebruik om iets te kap nie. Jy sal dit net beskadig. Volgende op ons lysie is die juistersaag. Nou, hierdie is nie die tipe saag waarmee jy takke in die tuin afsny nie. Nee, hierdie is 'n spesialis. Hy is spesifiek gebou om deur harde goed soos staal en ander metale te kan byt. Soos die definisie hier sê, dis 'n spesiale saag en sy groot geheim lê in die lem. Daai lem is superhard en dun en dis spesifiek ontwerp om deur metaal te werk. Sy hele doel in die lewe is basies om deur harde goed te sny. En hoe gebruik 'n mens hom reg? Luister nou mooi, want dit is baie belangrik. Eerstens, maak seker die tande van die lem wys vorentoe, weg van jou af. Die snywerk gebeur net wanneer jy vorentoe stoot. Dis wanneer jy afwaartse druk gebruik. As jy terugtrek, lig jy die saag net so effens op. En 'n laaste groot wenk, werk stadig en bestendig. As jy te vinnig en wild saag, word die lem warm en kan hy baie maklik breek. Goed, ons derde hoofspeler is die klem, of soos baie mense hom noem, die G-klem. Weet jy, die beste manier om hieraan te dink, is as die werkswerk se ekstra paar hande. Dis 'n stuk gereedskap wat jy eenvoudig nie sonder kan klaarkom nie. En hoe werk hy? Wel, jy skroef hom op om jou stukke metaal in te pas, en dan skroef jy hom weer styf toe. Sy hele doel is om 2 of meer stukke materiaal so styf teen mekaar vas te druk, dat hulle absoluut nêrens heen kan gaan nie. En hoekom is dit so belangrik vir swyswerk? Wel, wanneer metaal geswys word, word dit ongelooflik warm. Daai hitte kan maak dat die metaal skuif of selfs krom trek. 'n Klem hou alles rotsvas in presies die regte posisie. So, dit verseker dat jou finale projek perfek, reguit en stewig is. En dan ons laaste hoofspeler vir vandag, die wyl. Nou, luister baie mooi, want hierdie is 'n superbelangrike punt oor die naam. In die werksplek praat ons van 'n wyl. 'n Leer, dis daai kartondin waarin jy jou papiere bære, moet asseblief nooit die twee deurmekaar maak nie. So wat presies is 'n vyl? Dis 'n harde stuk staal met honderde, selfs duisende, klein skerp tandjies of groefies. En hierdie tande werk amper soos skuurpapier, maar vir metaal. Hulle skaaf daai growwe of skerp kante mooi glad en netjies. So,
Hoekom het ons dit nodig? Wel, nadat jy metaal met 'n ystersaag gesny het, los dit gewoonlik sulke skerp, gevaarlike kantjies agter. Ons noem hierdie kante brame. Die fyl is die perfekte stuk gereedskap om daai brame weg te skaaf. Dit maak die metaal nie net mooi glad nie, dit maak dit ook veilig om aan te raak. En net vir allas, onthou, dis 'n fyl, nie 'n leer nie. Uitstekend. Nou dat ons hoofspelers goed ken, moet ons gou praat oor hoe om vir hulle te sorg. Jou gereedskap is waardevol. Dit kos geld. As ons mooi daarna kyk, sal dit vir jare hou en altyd veilig wees om te gebruik. Daar is 3 eenvoudige goue reëls. Nommer 1, gebruik altyd die regte gereedskap vir die regte werk. Nommer 2, maak jou gereedskap skoon na elke keer wat jy dit gebruik. Regtig, 'n vinnige afvee met 'n lap maak 'n reuse verskil. En nommer 3, berg dit altyd op 'n droë plek. Water en vog veroorsaak roes en roes is jou gereedskap se nommer 1 vyand. Kyk, werk almal. Kom ons doen 'n vinnige opsomming, net om seker te maak ons onthou alles wat ons vandag geleer het. So, wat het ons vandag geleer? Ons het die tang ontmoet wat perfek is om vas te hou en te buig. Ons het die ystersaag leer ken, ons spesialis om metaal te sny. Ons het gesien hoe die klem soos 'n ekstra paar hande werk om alles styf vas te hou. En laastens die fyl, wat hy lelike skerp rande mooi glad en veilig maak. En natuurlik, ons het die 3 goue reëls geleer om ons gereedskap in tip-top kondisie te hou. Onthou asseblief altyd hierdie belangrike waarheid. Handgereedskap is die basis van alle goeie tegniese werk. Voordat jy 'n meester van die groot spoggerige masjiene kan word, moet jy eers 'n meester wees van hierdie eenvoudige maar ongelooflik kragtige gereedskap. En om af te sluit, los ek julle met 'n vragie om oor te dink. Nou dat jy ons 4 hoofspelers ken, watter een dink jy is die heel belangrikste in die werkswinkel en hoekom? Jy weet, daar's nie regtig 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie. Dink net 'n bietjie daaroor. Baie dankie dat julle vandag so mooi saamgewerk het. Sien julle volgende keer.